belangrikste tyd in mense lewe is wanneer ons weergebore word. Kom ons sing hom weer. Oh, born again, it's really been a change in me. Born again, it's just like Jesus said. Born again, it's all because of Calvary. I'm glad so glad that I've been born again. Born again, it's really been a change in me. Born again, it's just like Jesus said. Born again, it's all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Dankie Here, kom ons gee hom 'n lofoffer. Prys hom. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Who can tell what God can do? Who can tell all He's done for you? In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Who can tell what God can do? Who can tell all He's done for you? In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Who can tell what God can do? Who can tell all He's done for you? In the mighty name of Jesus, we have the victory. Ek voel nie eens om op te hou vanmorgen nie. Halleluja. Hierom is God, de Lord the zon zich schoon. En aan bij ons Heer, reis in naam. Een groenens lief verlossen, als hij op even nog. Hierom is God, de Lord the zon zich schoon. Hierom is God, de Lord the zon zich schoon. En aan bij ons Heer, reis in naam. Een groenens lief verlossen, als hij op even nog. Hierom is God, de Lord the zon zich schoon. Hierom is God, de Lord the zon zich schoon. En aan bij ons Heer, reis in naam. Groenens lief verlossen, als hij op even nog. Hierom is God.
Wunderbar ist genau, omdat hy leef, kan ek môre nog aangaan. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone.
slår vi förmågan i ditt blod, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You alone are holy.
Halleluja. Daar waar jy staan, in hierdie atmosfeer, bring jou gebed vanmorgen na die Here. Siekte moet vanmorgen opdroog. Aanslaan moet vanmorgen val voor hierdie groot God van hemel en aarde. Daar waar jy staan, spreek jou situasie aan en sê vir dit in die naam van Jesus Christus. Siekte, het jy geen plek langer in my familie, in my huis en in my liggaam nie. Halleluja. Daar waar jy staan, sê vir die Here dat in U naam moet die vyand vanmorgen uit my huis uit beweeg. Moet die krag van die Here my huis kom vol. Moet die vuur van die Heilige Gees my huis kom vol. Daar waar jy staan, hier is hoofie. Maak het vanmorgen meer as net 'n sang. Mag het jou gebed. In Jesus' name, sickness must flee. In Jesus' name, in Jesus' name. Halleluja. Kom ons sing hierdie lied weer. Maar vanmorgen terwyl jy dit sing, bring jou situasie, bring vanmorgen jou verlange na die troon, na die altaar, in Jesus' name. My gebed vanmorgen, meester, dat U hierdie gemeente, hierdie seuns en dogters van U na plek sal vat, waar hulle sal dans voor U aangesig, omdat dit is wie U is. U is 'n regmaker, U is 'n beloftehouer. Dis wie U is, Here.
'n lig in die duisternis. Dis wie jy is. Here was Shabbat, dit was Shik. Nakiendo Shabbat. Dankie Jesus. Here was Shik. Wil jy meer wonderwerke sien? Begin te bid. Wil jy meer deurbrake sien? Begin te bid. Wil jy sien hoe siektes opdroog in jou familie en jou huis? Begin meer bid. Wil jy sien hoe die vyand vlug uit jou huis uit? Begin meer bid. Wil jy vanmôre sê, hou op murmureer, hou op om verslaand te voel, begin meer bid. Here was Shabbat. Halleluja. Begin meer bid. Halleluja. En ek wil vanmôre vir jou sê, as ek sê, begin meer bid, praat ek nie van 'n gebed van verslaandheid nie, ek praat van 'n gebed van oorwinning. Here was Shabbat. Harmonika Shabbat. Jesus het die prys vir jou betaal, my boetie, my sussie. En hy het gesê, in my naam sal julle die hand op die siekes stel en sal genees. Amen. In my naam sal julle duiwels uitdryf. En in my naam, sê Jesus vanmôre, sal julle kragtige dade doen. Kerk, dis tyd om op te staan. En jou hande in die voete van Jesus. In jou huis, die werksplek, en in die wêreld om buite te gaan wees. Dis tyd om op te staan. Die oorloosie is al verby 12 wees. Ons is 'n beseringstyd, ons is genadetyd. Die slag het reeds uitgehardloop. Here was Shabbat en Shivi. Dankie Jesus. Dankie Meester. Ek kan nie sit plek neem. Ek voel die saal so sterk môre op my en voel of ek my voete kan staan. Of ek nie op my voete kan staan in die waarstaan. Here, ek bid vanmôre dat die toeskouers sal ophou te aanskou en sal begin beweeg. Amen. Here, ek bid dat die kerk wat toeskouers word sal opstaan as seuns en dogters van God. En 'n gebed. Nie in krag en geweld nie, maar in die krag van God se Gees sal begin opstaan en begin beweeg. In elke area van hulle lewe, Here, dat ons sal opstaan en begin beweeg as die krag van Jesus wat in hulle woon om die vestings van vyand te breek en 'n aangename tyd aan te kondig, die tyd van die Here. Of môre vir jou sê kerk. Dis tyd dat jy vanmôre begin opstaan en begin beweeg. Jy kan in die woord so lank blaai na Matteus 24 en Psalm 90 nie. Terwyl jy daar na Matteus 24 en Psalm 90 toe blaai, want dit gaan die eerste twee skrifgedeeltes wees waarom ek vanmôre gaan begin, wil ek vir julle sê, baie welkom aan elke familielid. Ons is ons familie. Of vergeet ons van hom buite. Dis ons familie. Nee, vriend. Of vergeet ons. Jy weet wat die woord sê, ons kan van mekaar vergeet. Ons mag nooit van Jesus vergeet. Amen. Ons is mens. Hierdie week het ek sommer 2 eetafsprake gemis. Terwyl ons bevryding op 'n klein dogtertjie doen in Meyerton, vergeet ek dat ek het 'n aandete-afspraak met mense by my huis.
Saterdagoggend doen mis ek 'n baie belangrike ontbyt saam met een van my boeties. Ek begin op 'n plek beweeg waar my gedagtes net nie meer in hierdie wêreld is nie. Asof mense gedagtes net meer en meer met God besig raak en dit is asof 'n ou belangrike afspraak met mekaar mis en voel asof mense amper van mekaar vergeet, maar ek wil vir jou een ding sê, elke van julle vanmôre sê, dit is my kosbaar, al mis ek 'n eteafspraak. Weet jy watter eteafspraak wil ek nie saam met jou mis nie? Die bruilof van die Lam. Daai ete mag ons nie mis nie. Om saam met Jesus aan die tafel te gaan sit, waar ons die beker nie sal drink, in sy Vader se huis, daai afspraak mag ons nie mis nie. En vanmôre is die woord, die tema wat ek met u het, wanneer eindtyd profesie gevaarlik versnel. Wanneer eindtyd profesie gevaarlik versnel. Om eindtyd profesie wat vinnig versnel te verstaan, moet jy weet, en ek wil hê jy moet hierdie volgende 4 punte, 3 punte, 4 punte moet jy vanmôre in die boodskap raak sien wat ek met u wil deel. U moet dit raak sien, sodat hierdie boodskap vir u lewendig en kragtig sal met u wees. Eerstens, Israel is God se profetiese fokuspunt in eindtyd profesie. Israel is die fokuspunt waarop ek en jy vanoggend moet ingestel wees, om die horlosie te kan verstaan van hoe naby dit is. Wie weet, is my hartseer. As ek 'n video kry of ek sien iets waar mense wat hulself kinders van die Here noem, aan die vyand se kant opstaan en optogte doen en sê Israel het nie bestaansreg nie. En dan sê hulle ons is Christene en uit 'n Christelike oogpunt uit sê ons dit behoort aan die Palestynë. Die Jode het geen reg nie. Toe ek hierdie week 'n interessante gedeelte lees of hoor, waar een van die Iran soldate met 'n omroeper in Israel praat en vir hierdie omroeper sê hoe haat hulle die Jood en dat hulle tot hulle kinders, maak nie saak of die kind 'n baba is, gaan uitmoor nie. In die gesprek wat hierdie twee mense voer. En hoe hierdie Iranse soldaat hom opwerk emosioneel en vir hierdie Joodse aanbieder wil vertel wat hulle van hulle dink. En weet jy wat doen hierdie persoon? Hy blaai en hy sê vir hom, as jy 'n getroue moslim, hy sê volbloed. En dis hoekom ek in die Shiaat glo, heilige oorlog teen julle. En die volgende oomblik doen hierdie omroeper iets wat my verbaas. Hy tel die Koran op. En weet jy wat is die Koran? Dis die moslim Bybel. Dis die woord waarin hulle glo. Hy sê ons so jy het 'n getroue moslim. Dan blaai saam met jou Koran na hierdie gedeelte toe. En in hulle Koran staan, ons weet Allah is die God nie, maar in hulle Koran staan dat Allah sê, that the promised land belongs to the Jews. Amen. Staan in die Koran. Die Moslim Bybel. That the promised land belongs to the Jews. Skielik het hierdie Moslim nie antwoord nie. Hy sê, so if you go against this word, you're going against Allah. En vanmôre vir jou sê, dis geskryf. God se land van belofte is aan die Israeliet gegee. Die dag toe hulle uit Egipte land uitgetrek het, het hy gesê, ek vat jou na die beloofde land. En daardie land, al was dit vir 'n kort tyd van hulle weggevat, en dit gaan vanmôre vir jou oopmaak in hierdie woord, hoekom hulle vir lang tyd nie in Israel was nie, en teen die einde van die profetiese tyd weer terug sal gaan na Israel toe. En dis wat ek vanmôre met julle oopbreek. En dan die tweede gedeelte wat julle uit volgens die boodskap moet verstaan, Israel word as 'n vyeboom
profeties uitgewys. So as die woord praat van 'n vyeboom, dan praat hy nie van die vyeboom wat in jou tuin staan nie. Hy praat van Israel, wat is profeties. Dis die vyeboom. En dan derdens, 2 belangrike gebeure rondom die vyeboom moet jy nie mis nie. Daar's 2 belangrike gebeure rondom die vyeboom, met ander woorde rondom Israel wat jy nie moet mis nie. Maar 4 is daar, as daar na 'n geslag verwys word in die eindtyd profesie, verwys dit na 70 jaar, hoogstens 80 jaar. So as ons van eindtyd profesie na geslag verwys, dan praat dit van die tydperk van 70 jaar en dan hoogstens 80 jaar. En ek gaan vir julle die skrif ook gee vir dit. Matteus 24 vers 32, en leer van die vyeboom van Israel, hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbond, weet julle dat die somer is naby. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie woord vanmôre wat ons uit die hand kan ontvang en waarmee ons vanmôre brood op ons lewenspad kan hê, waarvan ons vanmôre kan eet en wat ons vanmôre kan weet dat u woord is 'n rigtingwyser. U woord is 'n oorlosie. U woord is vas, is onwankelbaar en dit is die rots waarop ons môre ons lewens bou en dis in Jesus, die Seun van God, wat ons môre ons geloof standvastig aan vashou, al bruis die branders en die storms van die lewe. Wanneer eindtyd profesie gevaarlik versnel. Psalm 90 vers 10, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar. En hy neem ons snel van as jy moeite en verdriet, want gou gaan het verby en ons vlieg daarheen. Die dae van ons jare, soos wat God geslag vastgestel het, is 70 jaar. En as jy baie sterk is, 80 jaar. Ons kry mense wat 100 jaar oud word vandag, ons kry mense wat ouers 100 jaar oud word. Maar daar is iets aan hierdie tyd van 70 jaar, om God het so gestel is, wat ek hier moet raak sien, dieper as net 'n ouderdom in jare en in dae. Wanneer eindtyd profesie gevaarlik versnel, lees ons in Markus 11 vers 12 tot 14, en die volgende dag onderwyl hy uit Betanië gaan, het hy honger gehad. Dis Jesus Christus, loop met sy disippels hier uit Betanië uit, en onderweg wat hulle is, word Jesus honger. En toe hy op afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daarin te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê van blad, niemand ooit in die ewigheid van jou vrug eet nie, en sy disippels het dit gehoor. Hier stap Jesus. Is jy so goed of ek stap vanoggend na die vyeboom toe in winter? Of vroeg lente, want die was baie blare in hierdie vyeboom. Maar die vye was nog nie tyd nie. En Jesus soek aan 'n vyeboom wat hy geskaap het, vye. Wie weet beter wanneer dra 'n vyeboom vye as die skepper van daai boom? Amen. Nou waarom sal Jesus na 'n vyeboom toe stap en dan 'n vyeboom wat hy weet nie vye het nie? Vye gaan soek en as hy nie vye aan hierdie boom kry nie, dan vervloek hy hierdie vyeboom. Want dit was nie sy tyd nie. Tensy ons raak lees dat niks wat geskryf is maar net toevallig geskryf nie. Daar was nie net 'n toevalligheid dat Jesus honger was en toe na 'n vyeboom toe gestap het en daar was nie vye nie, want dit was nie sy tyd nie, en toe die vyeboom vervloek het tot in sy wortel. En die diepte wat ek hier vanmôre moet raak sien, dat toe Jesus die eerste keer gekom het, hy gebore is in Jerusalem, was in Bethlehem, en daarna in Jerusalem hierdie woorde gesê het, op onderweg na Jerusalem, moet ek en jy verstaan dat die tyd toe Jesus gekom het, was Israel nie reg vir hom nie. Daar was nie vrug aan die vyeboom nie. Want die tyd was nie reg vir die vyeboom om hom te kon herken as die Messias nie.
Die vyeboom Israel, die Jood was nie reg om te kon sien wie staan reg voor hom nie. En daarom het hulle hom verwerp en is hulle vervloek tot binne in hulle wortel in. En ek gaan dit vir julle oopmaak vanmôre. Markus 11 vers 20 tot 22 en toe hulle vroeg in die môre verby gaan sien hulle, dis nou die disippels. Nadat Jesus hierdie vyeboom vervloek het, sê hulle hierso en sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. Met ander woorde, die vyeboom was nie net die vyeboom self nie, maar sy wortel was uitgedroog gewees. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat jy vervloek het is verdroog. Wat antwoord Jesus hom? Jesus antwoord en sê vir hom, julle moet geloof in God hê. Die vyeboom is nie reg nie, maar julle wat my disippels is, moet geloof in God hê. Dat julle nie deel is van die verdroging nie. En daarom wil ek vir julle sê, ons lewe in 'n tyd waar die mens begin om te verdroog in hulle geloof in Jesus Christus. Die tye van soveel korrupsie, soveel misdaad maak dat baie mense vanmôre in hulle geloof met Jesus begin opdroog. En daar kom 'n tyd dat ek vir julle sê, en dis die tyd is nou dat ons moet versigtig wees wat ons met ons mond sê en hoe ons dit sê, dat ons nie 'n vloek in ons huis inbring deur negativiteit en onsself van ons eie vrug in Christus beroof nie. Dan kom 'n tyd dat jy jou vrug moet bewaak en dit goed bemes en dit moet omspit dat dit goed vrug dra. En daardie vrug wat jy moet dra is jou geloof in Jesus, jou geloof in God. Dat die vrug wat jy gedra het vir Jesus nie moet verdroog nie. Dat wanneer Jesus in 'n uur kom en dis binnekort, dat hy jou nie ook sal vind dat jy lyk goed, jy lyk soos iemand wat kerk toe gaan, jy is iemand wat getrou kerk toe gaan, maar wanneer Christus in jou hart en kyk, vind hy geen vrug nie, want jy is reeds tot in jou wortel in verdroog. Ek en jy moet versigtig wees in hierdie tydperk. Wanneer eindtyd profesie gevaarlik versnel, moet ek en jy verstaan dat Matteus 27 vers 25 sê, en toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom, laat dit op die vrug van die vyeboom kom tot binne sy wortel. Hier word die vyeboom Israel vervloek hulle self deur Jesus te verwerp, deur te sê dat hy gekruisig moet word, en hier word die vyeboom getref tot binne sy wortel, binne sy nageslag. En dan sê Jesus van hierdie geslag, wat hierdie woorde gespreek, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. 70 jaar na Christus geboorte in die Romeinse Ryk onder leiding van Titus, en die Romeinse mag die Jerusalem beleer en is die tweede tempel vernietig en 'n groot deel van die Joodse bevolking doodgemaak en oor die aarde verstrooi. Daar's 'n uitbeelding van wat op die altaar gebeur het, hoe hierdie Romeinse Ryk 70 na Christus, 'n geslag na Christus, sy geboorte. Want die eerste keer toe hy gekom het hulle die vyeboom sy vrug nie gedra wat hy moes dra nie. En is die vyeboom tot in sy wortel vervloek en presies 70 jaar na Christus geboorte. 2000 jaar terug. Waar hy vlees aangeneem het en onder ons gewandel het. Het die Joodse Israeli land sy bewind tot einde gekom. Is die tempel verwoes en is die Jode oor die aarde verstrooi. En in die laaste 2000 jaar sê die volkekundiges dat as enige volk vervolg was, soos wat die Jode vervolg was. En so uitgemoor was deur almal wat hulle as vyande gesien het, dat geen volk meer kon bestaan nie. Ons lees in die Tweede Wêreldoorlog hoe 6 miljoen Jode in die gaskamers ingestuur was, 12.000 'n dag. Non-stop. Hoe Hitler onder die Duitse satanies gedrewe mag hierdie vyeboom uitwis. Terwyl hy droog was tot in sy wortel, wou die vyand van hom brandhout maak en hom uitwis.
Maar min mense onthou wat die Bolsjewiste aan hulle gedoen het. Daar was 16 miljoen Jode deur die Bolsjewiste en die Russiese bewind doodgemaak, lank voor die Duitsers in die Tweede Wêreldoorlog hulle 6 miljoen van hulle in die gaskamers ingedruk het. En tot vandag toe soek die wêreld die einde van Israel. Sê Christene vandag wat hulle self Christen kinders van God noem, hulle self die naam Christen toeëien, sê dat hulle het geen bestaansreg nie, hulle moet uitgewis word, hulle moet uitgedelg word van die aarde af. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê dat die woord van God sê hier in die volgende gedeelte, Matteus 24 vers 31 en 35, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en soos 'n uitverkorenes versamel aan die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot aan die ander einde. Ons lees saam met dit 1 Tessalonisense 4 wat sê dat Jesus sal kom met die geklank van 'n aartsengel met die basuin geklank, en dan sal opstaan eerste hulle wat in hom gesterf het, daarna sal hulle wat in die lewe oor is saam weggevoer word om Jesus op die wolke te ontmoet. En hier sê die woord dan ook dat hy sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van een einde tot aan die ander, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis: wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer is naby. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Hemel en aarde sal verbygaan, my woorde sal nooit verbygaan. Jesus sê hier so duidelik, en leer van die vyeboom hier, wanneer sy tak sag word en sy blaar uitbot, weet julle die somer is naby. Ander woorde, wanneer hierdie vyeboom weer bot, wanneer hierdie boom se takkies weer sag word, moet jy weet dat hierdie geslag sal nie uitgaan sonder alles in vervulling gekom het nie. En wat gebeur? 2000 jaar was die Jood verstrooi oor die aarde, het hulle geen bestaansreg en geen volksoog gehad nie, was al by die miljoene uitgemoor gewees, maar iets gebeur in 1948. 14 Mei 1948 bot die vyeboom weer, die onafhanklikheidsoorlog, ook genoem die Arabiese-Israeliese oorlog van 1948, te midde van onrus en gevegte is Israel amptelik op 14 Mei 1948 tot 'n onafhanklike staat verklaar. Vir die eerste keer in 2000 jaar vandat hulle gesê het dat sy bloed op ons en ons kinders kom, wat hulle verstrooi was 70 na Christus, geslag na Christus, deur die Romeinse leer Jerusalem beleer en die Jode miljoene van hulle uit. Ja, weet jy dat dit te sê daar die dag dat dit is om te verskriklik, want die bloed van die Jode het so geloop in die strate dat dit by die hekke, die gates of Jerusalem, it flowed out of the gates of Jerusalem, the blood of the Jews as it was slaughtered in that day. Daardie dag toe die Jood amptelik deur die Romeinse ryk nie meer as 'n staat of 'n volk erken was nie, en hulle moes vlug vir hulle lewe, sê die Here dat hulle sal so swerwelinge wees, maar in die laaste dae sal hy hulle weer bymekaar maak en hulle terugvat na hulle land toe, en sal hulle weer 'n vyeboom wees wat bot. En hierdie geslag, wanneer die vyeboom weer bot, sê die Here Jesus, moet julle ag lê op, want Israel is 'n fokuspunt van eindtyd profesie. 14 Mei 1948, die hulle onafhanklik word tot op met 14 Mei 2018, is 70 jaar. En toe gebeur iets in 2018, die COVID breek uit. En die wêreld is nooit weer dieselfde nie. Die wêreld wat op daardie stadium nog 'n sosiale band met mekaar gehad het, moet in huise toegesluit wees. En skielik besluit die wêreld wat is goed vir jou en wat is nie goed vir jou nie. Mag jy nie beweeg as hulle sê jy moet beweeg nie. En wanneer hulle sê jy mag beweeg, mag jy beweeg. En is dit die begin van die New World Order wat jou op die einde van die dag gaan beheer en oor jou gaan sê wat jy mag doen en nie mag doen nie. Wat begin net, die oorlosie het begin van die laaste 10 jaar. Want van 1948 tot in Mei, en ek wil hê met die datum vergeet van 14 Mei. Ek wil hê met in rooi sien
op profesie wat gevaarlik versnel met die getal 2028 raak sien, want dan is die geleende tyd, wanneer jy krag het, sal jy 80 jaar maak. Dan is geleende tyd uit, waarvan die Here gesê dat hierdie geslag sal nie uitgaan, van die oomblik by die vyeboom totdat alles in vervulling gekom het nie. 2028 is baie naby. Mattheus 24 vers 36, maar van die dag en uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En anders moet nie aan hierdie 14 Mei, Maart, Junie, Julie, 'n datum probeer koppel nie. Ons moet in gedagte hou die seisoen. Die woord van God sê, wanneer julle hierdie dinge sien, dan moet julle weet, die dag en die uur is naby. En ek en jy moet haastig raad maak en reg maak. En ons moet kyk wat in Israel gebeur, mense. Dan gaan dit vanmôre vir jou oopmaak dat jy nie moet miskyk wat op hierdie stadium in Israel besig is om te gebeur nie. Want die eindtyd profesie gevaarlik versnel. Sagaria 12 vers 3 tot 6 sê, God se woord is getrou. God wag nie vir dinge om te gebeur en dan wil God vir jou sê 2000 jaar terug, nog meer, amper 3000 jaar terug word hierdie woorde geskryf. In die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Daar is nie 'n land vandag wat nie of ten gunste of teen Israel praat nie. Ons eie land se leierskap het ook hierdie klip opgetel en besluit hoe weeg hy. En hoe Israel amptelik teenoor die wêreld verklaar hulle verwerp Israel en hulle kies die vyand. Maar ek en jy by die kerk is mag nie daardie fout maak nie. Ons mag nie sonder vrug aan ons geloof gevind word wanneer Jesus kom nie. Want die woord sê, elkeen wat dit optel sal hom daarmee sekerlik seer maak. En al die nasies van aarde sal daarteen vergader word. In die dag spreek die Here, sal ek al die perde met verwarring sal en hulle ruiters met waansin, maar oor die huis van Juda sal ek oophou terwyl al die perde van die volke met blindheid slaan. Ek wil nie vertel vanmôre, nou sê baie mense, maar hier word van perde gepraat, vandag is hulle besig met vegvliegtuie en dit is bomwerpers en dit is kanonne en tanks. Ek en jy moet verstaan in die profeties, julle wat by Openbaringsseminar bygewoon het, sal verstaan dat die oomblik as praat van perde, is dit 'n profetiese verklaring van oorlog. Dit praat nie van 'n fisiese perd nie. En die woord van 'n perd praat hy van oorlog. Daarom lees jy ook in Openbaring dat Jesus kom, die ruiter op die wit perd. Die eerste keer het hy gekom as 'n lam. Was hy sonder om 'n woord te sê gelei om geslag te word buitekant Jerusalem, aan 'n kruis vasgeslaan, dit word vir my en jou sonde. Maar die tweede keer dat hy kom hy as 'n leeu uit Juda stam en hy ry op 'n perd. Dat beteken hy kom om oorlog te voer. Daarom sê die woord, as hy hier sê, ek sal die perde met verwarring slaan en ruiters met waansin, sê hy eintlik werklik, ek sal hulle aanslag, hulle oorlog wat hulle teen Israel probeer voer, sal met verwarring slaan. As jy nog nie die nuus gekyk het nie, gaan doen jou 'n guns en gaan lees bietjie hoe min van die missiele wat hulle ooit op Israel afgeskiet het, ooit hulle taak het getref. Ek praat nie net nou van Iran nie. Selfs nou, in die Gaza gedeelte, toe hulle onder die hospitaal en die skole uit missiele op Israel afgeskiet het bitter min van daardie missiele ooit hulle teiken getref, want God bring verwarring onder die perde. Elkeen met die klip optel om Israel te verpletter, word verpletter in hulle eie waansin. Kyk wat gebeur met elke persoon wat opstaan en Israel wil probeer uitdelg. Op die einde van die dag word hulle uitgedelg. Nie toevallig nie, want God het dit in sy woord gesê in Sagaria, dat hy gaan verwarring bring in hulle perde daar.
En daarom moet ek en jy verstaan vanmorgen dat Israel is die fokuspunt van profesie. Wanneer ons na Israel kyk, moet ons die bo-natuurlik raak sien en nie net 'n land wat oorlog voer met land om hulle. Daar's iets dieper wat ek en jy vanmorgen moet raak sien. En dis daar die vyeboom met gebod. En sy loot het sag geword. En hy dra weer die vrug van God se bo-natuurlike beskerming oor hulle. Die vyand maak 'n groot fout. Gaan oor die grens. En moer in Israel babietjies uit. Ontvoer Joodse jongelinge. En vandag bestaan Gaza amper nie eens meer nie. Een van die sterkste lande wat atoomwapens aanbetref, verklaar hulle sal Israel uitdelg. Ek weet nie of hierdie nuus volg nie. Dat die Israeliese soldate, die Israeliese vlieënier sê, ek kan nie glo dat Iran so maklik geslaan sonder om uitgehaal te word nie. Dink vir jouself, hulle vlieg met hulle vegvliegtuie 1500 km ver. En hulle word nie met die lugafweer tegnologie van Iran uitgehaal nie. Hulle vlieg binne Iran en gaan al die atoomstasies uit. En hulle vlieg terug huis. Want God het gesê, ek sal hulle perde, terwyl ek al die perde van die volk met blindheid slaan. Dan sal die stamhoofde van Juda in hulle hart sê, die inwoners van Jerusalem is my sterkte deur die Here van die leerskare hulle God. In die dag sal ek die stamhoofde van Juda maak soos 'n pan met vuur onder 'n hoop hout en soos 'n brandende fakkel onder 'n gerwe. Hulle sal regs en links al die volke rondom verteer. Maar Jerusalem sal nog bewoon wees op sy plek in Jerusalem. Die Here sê in hierdie dag sal Israel word soos 'n brandende vuur wat elke vyand om hom wat hom probeer aanval sal verteer. As jy nie hierdie skrif kan sien in vervulling kom op hierdie oomblik wat ek hier vandag in hierdie kerk sit, dat Israel is letterlik besig om die volke wat probeer opstaan teen hulle rondom hulle met vuur te verteer, dan moet jy blind wees. Maar Engelse woord sê dit vir my nog mooier wanneer eindtyd profesie gevaarlik versnel. Zechariah 12 verse 3-6. At that time all the nations on the earth will gather against Jerusalem. Then it will become like a rock that can't be moved. All the nations that try to move it will only hurt themselves. On that day I will fill every horse with panic. I will make every rider crazy. Is dit nie amper, as jy kyk wat nou op die oomblik aangaan, dit lyk asof die vyand van Israel crazy word. Die goed wat hulle sê, ons sal ingaan, ons sal tot hulle babietjies uitdelg. Dis hoe 'n mal mens praat. That day I will fill every horse with panic. I will make every rider crazy. I will watch over the people of Judah, but I will make all the horses of the nations blind. Then the family groups of Judah will say in their hearts, the people of Jerusalem are strong. That's because the Lord who rules over all is their God. At that time, Judah's family groups will make like a fire pot in a pile of wood. They will be like a burning torch among the bundles of grain. They will destroy all the surrounding nations on every side. But Jerusalem will remain unharmed in its place. Ek dink jy mis iets. Bring vir my die verslag, Koranverslag, wat sê van die missie wat Jerusalem getref het. Ek soek die artikel wat vir my sê dat al hierdie missiele wat in geval het, Jerusalem raak geskiet het.
Nie nie. Die omliggende gebied. Die wat is my uniek. Iran al 'n hele hospitaal uit van Israel. Verklaar vir my hierdie. 'n Hospitaal word uitgehaal, maar nie een persoon sterf nie. Weet jy hoekom nie? 2 dae voor dit besluit die dokters om al die pasiënte uit die hospitaal uit te verwyder. Hulle kry net 'n gevoel met al die pasiënte uit die hospitaal uitvat. En 2 dae nadat hulle almal uit die hospitaal uitgehaal het, slaan die missiel die hospitaal in. En die gebou word opgeblaas. Maar die een sterfte nie. As jy nie kan sien dat God is besig om saam met Israel oorlog te voer teen elke nasie en elke volk wat optrek teen Israel nie, dan moet jy blind wees. Aan die eindtyd profesie gevaarlik versnel. Missiles en miracles. Wanneer het jy gelees van 'n oorlog wat gevoer word, wat gekoppel word aan die woordjie miracles? Ek sien Rusland wat Oekraïne en van my nergens lees ek ooit in 'n koerant opskrif van miracles. Kyk maar, miracles moet uitstaan om die hoofnuus opskrif te maak van miracles. Daar is die hospitaal in die agtergrond wat totaal en al verwoes is na 'n missielaanslag. Maar nie een enkele sterfgeval nie. Nie is een enkele besering nie. Want 2 dae voor die tyd kry die dokters die gevoel met al die pasiënte in die hospitaal uitvat. En 'n missiel slaan 'n gebou. Kyk hierdie opskrif. Special report, Israel, Iran en prophecy. Nou word profesie ook al gekoppel aan die hooflyne. Nie net miracles nie. Maar profesie word nog gekoppel, ja. Mense, ek wil vir jou sê, as jy nie kan sien die vyeboom het gebot nie. En dat die laaste geslag van God se profesie is besig om voor u oë in vervulling te kom nie. Dan moet jy blind wees en dan moet jy 'n mens wees wat dit nie wil sien nie. Wie wat is uniek van Israel, vandat hulle in 1948 onafhanklik geword het, weer in 2000, het hulle nog nie een dag in vrede gehad nie. Elke dag vir die laaste 70 jaar beplan die nasies om hulle uit te haal. Israel was maar 'n landjie 6 dae oud gewees. Toe word hulle aangeval deur al die Arabiese lande om hulle. En jy self die gaan lees bietjie van die wonderwerke wat daar plaasgevind het. Een oomblik, hierdie ou landjie het een vliegtuig. Nie so 'n vegvliegtuig nie. Hulle het dan by die tanks, hulle die wapens. Toe hulle om Jerusalem beslag lê van Jerusalem. Weet jy wat doen die bevelvoerder van die Israeliese weermag in 1948? Toe die lande om hulle saam drom om hulle uit te delg, toe hulle dit waag om weer 'n onafhanklike land te word, toe verf hulle besemstokke swart en hulle sit dit so uit die wisselros uit, dat die mense wat aankom die dink hulle het gewere. En hulle kyk so en sê as oormag hulle vlug. Hulle wen 'n oorlog met 'n besemstok. Op 'n ander geleentheid kom hulle na Jerusalem toe aan. En onverklaarlik trek swerms bye in daardie weermag wat optrek na Jerusalem toe en steek hulle so dat hulle vlug. Geen land, hoor wat ek voor vir jou sê, gaan dit regkry om te kan oorlog voer soos Israel nie. So klein landjie wat so 'n aardige pak slag gee. Teen sy miljoene, was maar 12, 16 miljoen Jode. Teen 400 miljoen vyande om hulle. En dan kry nie, daai 400 miljoen kry nie daai 16 miljoen uitgedelg nie.
kry nie eers casualties nie. Want God se woord het gesê in daardie dag sal hy Here maak 'n vuurpan wat die nasies om hom sal verbrand. Watter dag is dit? Lees verder. Breaking Iron backs for ceasefire. Hierdie magtige land met sy nukleerwapens wat plakslaag kry, smeek vir 'n ceasefire. Net 'n paar dae voor dit, paar maande voor dit, het Iran gesê, toe Israel Gaza inval, ons gaan Israel van die aarde af wipe met nuclear weapons. Kan julle dit onthou toe hulle dit gesê het? Ons het wapens wat hulle nie het nie, en ons gaan hulle van die aarde af vee, met ons, en die volgende ook gaan Israel net in, jy sê gaan met 'n paar vliegtuie, boem, boem, boem. En die nuclear weapons is geneutraliseer. Maar toe is daar nog 'n probleem. Hulle het die oppervlaktes uitgeskakel. Die werklike probleem van hierdie bomme lê diep onder die grond. En Israel het nie die wapens om daardie atoombomme uit te haal nie. En God beskik hier in die laaste dag dat die enigste land in die wêreld wat die bomme het om in te gaan, hulle noem dit 'n cluster-buster bom. Enigste land in die wêreld staan saam met Israel en Amerika. Soos wat ek hier vanmôre in hierdie gebou sit en na hierdie woord luister, is bomwerpers met daardie bomme op pad van Amerika af na Iran toe. Ons reis in die lugruim bokant Iran. Breaking Iron was total war. Iran sê ek verklaar oorlog. En skielik is daar 'n ander gesig ook op die toneel. Breaking Israel destroy secret drones. Hulle stuur 1000 drones uit oor Israel. 1000. En nie een van die drones bereik hulle teiken nie. Word uitgewis. Ek wil julle net gou 'n prentjie bring van hierdie drones. Oekraïne het sulke drones in die hande gekry. En dis hoekom Rusland met hulle niks kan doen nie. Want hulle haal Rusland se tanks en vloete alles uit met hulle drones. Iran stuur 1000 van hierdie drones om Oekraïne, Rusland lam lê. Om nou klein landjies Israel land te lê, nie een van die drones bereik hulle punt nie. Drones wat Rusland lam lê, bereik nie een sy teiken in Israel nie. Iran-Israel conflict escalates. US move stealth B-2 bombers. US B-2 bombers airborne. Iran's final countdown has started. No more hints. Iran openly warns Trump of all-out war. Nou dreig Iran nie net meer vir Israel nie, hy dreig sommer vir Amerika ook vir oorlog. Mense, hierdie ding kan escalate na wêreldoorlog toe. Die Gog en die Magog kan nou inbeweeg. Rusland en China kan nou inbeweeg. Verstaan julle hoe vinnig is ons besig om te versnel wat profesie betref na die eindtyd toe? 2028 lê om die draai. Kyk hoe vinnig die wêreld verander van 2018 af. Voor 2018, toe die 70 jaar profesie nog nie vervul is nie, het ons nie eens gedink Israel gaan in die oorlog betrokke wees waar hulle vandag is nie. Die tegnologie van AI's was nog nie so bekend voor 2018 nie. Skielik is almal bewus van AI's. Almal is skielik bewus van hierdie geweldige wapentuig wat die wêreld kan beheer en kan uitwis. En dis waarom ons vandag sit in die wêreld. Wanneer eindtyd profesie gevaarlik versnel,
wil ek vir u sê, u moet mooi let op Lukas 21, vers 29 tot 32. Toe vertel hulle gelykenis, let op die vyeboom en al die bome. Hier in Lukas sê dit ook, net soos 'n bot, weet julle vanself as hulle dit sien, dat die somer al naby is, so moet julle ook weer die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Wanneer julle hierdie dinge sien, sê die woord van God, is die koninkryk van God baie naby. Wanneer profesie gevaarlik versnel. Ons is besig met voorspoed te sien, Marita. Hoe Israel wat die fokuspunt van God se profesie is. 'n brandende fakkel word wat die lande om hulle verteer, soos Sagaria sê. Dit gaan gebeur voordat Jesus kom. As jy wag en jy dink dan nog 20 jaar verbygaan, dan nog 100 jaar verbygaan, dan vanmôre weer sê, dan sien jy iets vanoggend mis, wat besig om voor die oë vervulling te kom. Hou Israel dop. Hoe warmer die pot word in die ooste, hoe vinniger moet jy regmaak om jou God te ontmoet, want hy is op pad. Israel is die barometer van profesie. En so sekerlik as wat God se woord geskryf is, sal maak nie saak of die hele wêreld, maak nie saak of China en Rusland inkom en saam in hierdie molligheid, hierdie waansinnigheid betrokke raak om Israel uit te delf, nie, sal dit nie regkry, want God sê, hulle wat Israel is, gaan deur God 'n brandende fakkel word, waar die nasies om hulle sal uitdelg. En wie wat sê die woord, nadat die bruid weg is, wat binnekort gaan gebeur. Gebeur daar iets in Openbaring 6, want hy sê, daar is 'n stilte van 'n halfuur lank in die hemel, en Jesus breek die seels, en sy 7 oordeele word op die aarde uitgegiet op hulle wat agterbly. En daarna, wanneer daar die 7 jaar van oordeele verby is, dan kom Jesus saam met sy bruid, en hy sit sy voet op die Olyfberg, en hy sal dan self kom oorlog voer, teen hierdie kookpot wat om Israel is. Hy kom nie sy voet op Tafelberg sit nie, hy kom sy voet op die Olyfberg sit, en hy sê, dan sal ek self kom afreken met hierdie nasies. Want 'n profesie gevaarlik versnel. Moet ek weer is na reis toe gaan tyd. Hierdie wat in Israel gebeur, wat in die ooste gebeur, nou is nie maar net nies gebeur nie, is nie maar net 'n oorlog nie. Is nie maar net nog 'n oorlog nie. Dit is die oorlog. Want is God se volk, en hulle is die barometer waarin alles gemeet word. En as jy vyeboom. Kom ons bid saam. Here, in hierdie oggenduur, wil ek vir u dankie sê vir u woord wat geskryf is, lang voordat hierdie dinge gebeur het. Lang voordat die vyeboom weer gebot het. Lang voordat u gesê het, dat hierdie geslag sal nie uitgaan, sonder dat alles in vervulling gekom het nie. Het u dit reeds geskryf. U het nie gewag tot dit gebeur nie. Want u is God wat alles weet. En 2000 jaar terug, 2000 jaar plus, skryf Sagaria hierdie ding op. 2000 jaar terug sê u dit self, voordat u opvaar hemel doen. Nadat u die vyeboom tot in sy wortel tref, omdat hulle sê, dat u gekruisig moet word, en dat u bloed op hulle en hulle kinders moet kom, en Israel verstrooid raak, en in 1948 weer, as 'n volk erken word, weer bot, die vyeboom se tak het sag geword. En ons weet, ons is in die laaste geslag, want daar is geen ander profesie meer pertinent as hierdie profesie wat hier van Israel gesê,
dat ons moet ag lê wanneer die vyeboom weer bot. Dat die somer is naby. En ons eer U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen.